Lukas 24 vers 1 tot 6. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En dan sing ons gesang 409.
vreedsaam. O Here onse God, dis vir ons wonderlik om vanoggend die wonderlike boodskap van u seun wat lewe, saam met gelowiges oor die wêreld te herdenk. Dankie Here dat die dood nie die finale sê het. En dankie dat ons dit mag besing, dat ons u mag besing as die lewende God, die oorwinnaar, en dat u ook ons Here is. En daarom, o Here, wil ons u eer as die opgestane Heer. Oor daardie Paasnaweek in Jerusalem is daar 3 Joodse lentefeeste. Die eerste 3 feeste van die Joodse kalender gevier. En Jesus met sy optrede en dit wat met hom gebeur het die eerste 2 feeste, die Pasga en die fees van die ongesuurde brood, nuut geïnterpreteer en op homself van toepassing gemaak. In 'n sekere sin het Jesus nie net nuwe inhoud aan daardie feeste kom gee nie, maar daardie feeste vervul in dit wat hy gedoen het en dit wat met hom gebeur het. Maar steeds was dit nie die einde van die Joodse feestelikhede daardie naweek nie. Want op die Sondag, die dag na die Sabbat, is die oesfees, die fees van die eerste vrugte gevier. En hoor 'n bietjie waar hierdie fees vandaan kom en wat tydens daardie fees moes gebeur. Ons lees daarvan in Levitikus 23 vers 11 tot 9 en ek lees uit die Bybel vir almal. Die Here het vir Moses gesê: Jy moet vir die Israeliete sê, wanneer julle kom in die land wat ek vir julle gee en julle sny die koring en die gars af,
dan moet julle die eerste gerf wat julle afsny vir die priester bring. Die priester moet die gerf heen en weer beweeg voor die Here. Dan sal die Here dit van julle aanvaar. Die priester moet die gerf beweeg op die dag na die Sabbatdag. Nou wat dit prakties in die lewe van Israel beteken het, is die volgende. Die garsoes was gewoonlik eerste gereed op die lande. En elke Jood wat 'n stukkie gars gesaai het, sou dan derentyd sy oë op die gars hou om te kyk hoe dit vorder. En soos wat die tyd vir die oes nader kom, dan identifiseer die Jood 'n eerste gerf van daardie oes. En dan word selfs 'n rooi lyntjie om daardie gerwe gebind om te onthou dat dit die eerste gerwe is. En as hulle dan gereed is, dan word daardie gerwe afgesny en op die dag van die fees van die eerste vrugte word dit na die priester toe gebring. Hierdie priester waai dan hierdie gerwe voor God in die tempel en wy op so 'n manier die hele oes aan God. Deur die eerste gerwe van die oes vir God te gee, erken jy dat hy die gewer van alles is. En jy loof hom vir die versorging uit sy hande, vir die lewe wat daaruit moontlik word. Uiteindelik is dit die erkenning dat God die bron van lewe is. Die interessante is dat die Jode nie aan die garsoes kon raak om dit te oes, voordat dit nie op so 'n manier aan God gewy was. As die eerste vrugte van die oes gewyf is voor God en so aan hom gewy is, eers dan mag hulle aan die oes raak en die oes inbring. Die fees van die eerste vrugte was 'n fees vol vreugde. Maar ek dink na die verskriklike gebeure van die Vrydag op Golgotha en al die swaar emosies en al die skuldgevoelens wat hulle moes deurwerk, was die disippels nie meer in hulle harte besig met die res van die feeste van die naweek. Daardie Sondagoggend vroeg was dit nie vir hulle belangrik om tempel toe te gaan en garsgerwe vir die priesters te gee en te sien hoe dit voor God gewy word. Die laaste ding wat in hulle hart was 'n lofsang en 'n danklied wat voor God geklink het. Hulle koppe was op 'n ander plek, by die hartseer gebeure wat eergister met hulle Here gebeur het. Van die vroue het egter besef dat hulle nog die onaangename taak gehad het om Jesus se liggaam te gaan versorg, te gaan balsem. As hulle egter daardie Sondagmôre by die graf kom, dan is Jesus se liggaam weg. Johannes vertel ons dat die ander disippels ook dit gehoor het. Sommige van hulle het daarna gaan kyk en hulle het verslae huis toe gegaan. Maar Maria Magdalena het alleen in haar hartseer agtergebly. Want sy wou haar Here nog met haar hele hart versorg. Hy is ten minste daardie eerbied waardig. En as sy dan 2 engele in die graf sien, dan is haar vraag eenvoudig. Sê my net waar ek hom kan vind, sodat ek hom met sorg kan behandel. En dan kom iemand wat sy dink die tuinopsigter is na haar toe, maar as hy praat, as hy haar op haar naam noem, dan besef sy, maar dis Jesus. Dis haar Here en haar leermeester. En sy wil hom vashou, sy wil haar blydskap fisies wys. Maar Jesus sê dan, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. As Johannes hierdie gebeure vertel, dan sluit hy hierdie stukkie inligting in, inligting wat ons nie in een van die ander evangelies vind nie, dat daar nie aan Jesus geraak mag word, voordat hy homself nie aan God vertoon het nie. Presies net, soos die eerste garsare, eers voor God vertoon moet word, op daardie presiese oggend, voordat die volk aan die garsoes kon raak. Johannes, as hy sy evangelie skryf, is dus besig om iets van die fees van die eerste vrugte,
wat hy weet ook op daardie Sondag plaasgevind het, in verband te bring met wat hier met Jesus gebeur en wat dit vir gelowiges beteken. Maar jare voor Johannes sy evangelie neerpen, werk Paulus reeds met die gedagte van die opstanding van Jesus as die eerste vrug. As hy vir die gemeente in Korinthe skryf oor die opstanding en hoe bepalend belangrik dit in die lewe van gelowiges moet wees, dan sê hy, en ek lees hier uit die nuwe direkte vertaling. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. As eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. So Paulus bring Jesus se opstanding in verband met die fees van die eerste vrugte. Daardie eerste gerf wat voor God gewaai word, is die eerste gerf wat geoes word. Maar dis nie die laaste nie. Dis die eersteling, maar daarna volg die volle oes. En net so, wil Paulus sê, sal al die gelowiges ook uit die dood opstaan, soos wat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy was maar bloot die eersteling, die eerste vrug. Maar dis 'n geloofswaarheid wat vir elke een van sy kinders ook waar sal wees. En hierdie waarheid is vir Paulus so belangrik, dat hy sê, as ons dit nie kan glo nie, as dit nie vir ons 'n realiteit in ons lewe is nie, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Want dan is ons hoop slegs op hierdie lewe en ons tyd hier. Maar Christus se opstanding wys vir ons, daar is meer en ons gaan daaraan deel hê. Hy is die eerste vrug en ons die res van die oes. En juist dit is vir Paulus die rede waarom Christus besing, geloof moet word. As hy in Kolossense 1 vir daardie gemeente skryf oor wie Jesus is en waarom hy ons lofsange waardig is, dan skryf hy: Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word. Konings, heersers, magshebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. In die stuk geloofsbelydenis oor Jesus kom die gedagte van eersteling 3 keer na vore. Hy skryf daar: Jesus is die eerste seun van God, van voor die skepping af, en deur hom is alles geskep. Maar toe word hy die eerste uit die dood uit, die eerste vrug van die opstanding. En daarom het hy die eerste plek in die heelal ingeneem, en moet hy as sodanig geloof word. En weet jy hoekom is dit belangrik? Want dit gaan op die opstandingsdag nie bloot oor Jesus wat uit die dood uitgegaan het. Dit gaan nie bloot daaroor dat Jesus gesterf het en nou weer lewe nie. As daardie ingrypende gebeure wat oor eeue mense se verstande te bowe gegaan het, as dit gebeur, dan gebeur dit op die dag van die fees van die eerste vrugte. En as die vroeë kerk oor die gebeure nadink,
dan word Jesus se opstanding beskryf as die eerste vrug. Want net soos wat Jesus opgestaan het, sal ons ook opstaan. Net soos wat Jesus die dood oorwin het, so het ons ook die dood saam met hom oorwin en leef ons in die hoop, in die geloof, in die verwagting dat ons net soos Jesus vir alle ewigheid by God sal leef. En dis waarom ons nie anders kan as om God te loof en te prys. Die eersteling uit die graf, want hy is die waarborg dat presies dit ook vir sy kinders wag. En so eindig hierdie naweek totaal anders as wat dit begin het. Uit die intense hartseer en wreedheid van die kruis en uit die finaliteit van die graf verrys die eerste vrug van nuwe lewe. Verrys nuwe hoop, verrys 'n ewige verwagting. Die hartseer en die stikkendheid van die aarde het nooit die laaste sê nie. Die sinlose wreedheid van mense het nooit die laaste woord nie. Die hopelose gebrokenheid van die wêreld is nie die bepalendste realiteit. En hoekom nie? Want dis als baie groot dinge in ons lewe. Die hartseer en die wreedheid en die gebrokenheid is nie die laaste woord nie, want daar was 'n eerste vrug uit die dood. Jesus het as oorwinnaar opgestaan en daarmee die sonde en die bose en die dood en al die seer van die wêreld onherroepelik verslaan. Want die eersteling verseker die nuutmaking van alles en almal, van die hele oes. Dit wys dat God is nog met ons besig, nog met ons op pad na die lewe wat nie deur die dood opgehef kan word. Kind van God. Ja, jou Here is gekruisig. En hy het gesterf. En ons het trane afgevee. Maar hoor dit vanoggend. Hy leef. Hy is die eersteling uit die dood, want hy leef. En daarom sal jy leef. Laat daardie waarheid jou lewe verander en hoop en verwagting in jou laat bloei. Amen. Kom ons bely nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, en wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu.
saam. O Here ons God, dankie dat U leef. Dankie dat U oorwin het. En dankie dat ons saam met U in U oorwinning deel. Dankie dat U wat die eerste vrug van die opstanding is, nie die laaste is, maar dat ons juis daarin die belofte kry dat ons self ook sal opstaan en vir alle ewigheid by U sal wees. O Here, om dit te kan glo, vra 'n stuk genade. Maar dis vir ons so bepalende gedagte in ons lewe en in ons geloof, dat ons onsself volledig vir U as die oorwinnaar God wil gee. Ons is U kinders. Ons glo in U. En ons eer U. Nou en elke dag van ons lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen.